Goed, in die laaste paar dae, laaste week of wat, sien ons daar is groot onrus in Iran en ons het onrus gesien in Turkye. En dit word deur die westerse media afgemaak van mense wat nou wil veg vir hulle vryheid. Hulle soek 'n demokratiese regering, hulle wil ontslaa raak van die diktators wat hulle regeer. Dis 'n klomp twak. Dit het alles hier te doen met die destabilisasie van regerings. Maar hoe kry hulle dit reg om dit so suksesvol te doen? Hoe maak hulle? En dit gaan alles hier oor Starlink. So, hierdie hele idee van Elon Musk en hy is nou die good guy, ag hy gaan die wonderlike dinge vir ons doen, is 'n klomp twak. Elon Musk is deel van die anti-krisstelsel met sy Neuralink en met sy Starlink. En Starlink is 'n militêre stelsel. Die stories dat dit nou vir ons ouens op die plase gaan help en sies tog vir die kindertjies makliker laat leer, is 'n sideline. Dit gaan hier oor, dis 'n militêre basis. Wat letterlik via satelliete werk reg oor die wêreld waar dit geïnstalleer is. Die ANC is reg as hulle dit nie wil installeer hierson nie. Want dit sal op die ou ende veroorsaak dat die VSA 'n militêre basis het in Suid-Afrika, enige plek waar Starlink neergesit word, enige plek waar die ou stukkie ding reg is, dis mos so 'n tipe van 'n terminal wat dan nou werk met die Starlink met die satelliete, dan dis 'n militêre basis. Jy kan enigiets dan doen. En die inligting kan vrylik vloei tussen hier en die VSA se militêre afdelings sonder dat Suid-Afrika of Suid-Afrika se regering enigstens op 'n manier bewus is daarvan. En dis wat hulle gedoen het in Iran en ek glo seker ook in Turkye, want dit het nou uitgekom dat in Iran was daar, lyk vir my, iets soos 90 Starlink terminals. En dis met hierdie terminals waarmee hulle hierdie ouens bymekaar kry, die inligting deurgee en die planne beraam en die ouens op die payrolls kry om opstandig te wees teen die regering. En wanneer die regering dan terugreageer met die opstande, dan is die regering die aggressor. Die regering is die diktator. En Trump waarsku, as hulle nou nog mense seermaak, dan gaan hulle met hom te doen kry. Nou dieselfde met ons gedoen voor 94 met die wit regering. So, wat hulle doen is tussen die ANC en al hierdie, die CIA, baie dogterorganisasies, wat nie eens weet hulle CIA nie, gebruik hulle opswepers onder die bevolking, om klippe te gooi en Molotov cocktails en geboue aan die brand te steek, en wanneer die polisie reageer, wel dan is dit, hierdie blanke regering is besig om sy wil af te dwing op die weerlose swartes. En toe dink ek so sleg geraak dat ons die weermag moes instuur. Toe is ons die groot vark in die verhaal, want ons gebruik die weermag teen ons eie burgers. En so het hulle ons dan nou uitgemaak as die groot probleem in die wêreld, die muishond van die wêreld, en so die sanksies teen ons ingestel en ons toegedruk tot 'n politieke oorname aan 'n terroristiese organisasie, kommunistiese swart meerderheidsregering, en nou, na 30 jaar, nou is die VSA ongelukkig oor die puppet government wat hulle hier ingesit het. Maar kom ons kom terug na Starlink toe. Daai tyd was aan die Starlink nie, nou is daar Starlink. Nou luister mooi. The United States has 800 military bases worldwide and would love to have one in South Africa. However, because of South Africa's political positioning, this is not viable. This is where Starlink comes in. Reg. So, it's a Trojan horse designed for 21st century American domination. Even when South Africa opens its airspace, it will find that securing our borders is the least of its problems. South Africans will discover that sovereignty leaks through the borders, not through borders, but through satellites. So, van buite af het jy militêre mag, jy bring 'n derde mag letterlik in jou land in, en van daar af word inligting bestuur en uitgegee en bymekaar gemaak vir VSA se militêre en politieke doeleindes. Nou ja, kom ons lees hiersom. SpaceX holds Pentagon contracts for missile tracking and battlefield communication.
its satellites are integrated into NATO-linked defense networks. And under the Star Shield program, it's actively developing military-grade space capabilities. So wat is dit? Dit is soos om 'n weermag te hê wat opereer binne 'n land se grense, maar ook buite die land se grense. Real battlefield intelligence, coordinating drone strikes, limiting military operations. Goed, en hier was daar nog een wat ek wil sê. Now imagine this network quietly embedding itself across South Africa, not as a traditional foreign base with boots on the ground, but as a network of terminals, antennas, and encrypted channels beyond local control. No soldiers, no flag, just a silent satellite occupation. So, in hierdie satelliet stelsel het niks te doen met Suid-Afrika se wette nie, dit opereer buitekant Suid-Afrika se wette. Nou ja, hierdie is baie belangrik, want dit is hoe hulle die opstande doen in Iran, en in Rusland, in Oekraïne, en in Turkye. En die Iranese het agtergekom, so hulle is besig om hierdie terminale te shut down, en hulle het reeds ver gevorder, en dit het baie te doen met tegnologie, lyk vir my wat die Chinese en die Russe hulle gegee het volgens Alistair Crook. Ek gaan sy video hierby sit. So, die plan is om Iran te destabiliseer. So, jy gebruik die bevolking om te kyk of hulle kan ontsla raak van die regering. Ons gaan dieselfde playbook in Suid-Afrika sien. Die bevolking, die voetsoolvlak swart man, gaan gebruik word om die ANC-regering te lig. So, destabilisasie. En op die einde van die dag, wanneer daai geweld losbars, sal die teiken ook die blanke wees. Nou ja, daarvoor moet jy dan oor die FSA en die Britte dankie sê, want dit is hulle plan. Die FSA is nie gepla oor hoeveel blanke liggame lê op die strate nie, doodgekap met pangas nie. Glad nie. Hulle is gepla oor hulle eie belange, en dit sluit nie noodwendig die blanke volk in Suid-Afrika in nie. Hierdie laaste stukkie is belangrik. Real-time African data on movement, transactions, agriculture, climate and demographics will be harvested without oversight and used to train AI models, support predictive policing and guide strategic investments. Ek is nie Engels die mense. So ja, en al die inligting hardloop daar na die FSA toe, en vat 'n raai daar na Silicon Valley toe, en na Palantir, wat beheer word deur die Jood Peter Thiel, en Oracle, wat beheer word deur die Jood Larry Ellison, en dit word op die ou ende teen ons gebruik. So ja, kyk wat doen hulle in Iran, plan is dieselfde natuurlik om dit hier op 'n stadium te doen, ek glo so, selfde met Turkye. So dit het niks te doen met, ons gaan nou 'n demokratiese regering in plek sit nie, niks daarmee te doen nie. Die media se show, jy moet begin leer om tussen die leuns te onderskei, daar's bietjie waarheid, en die res is 'n groot klomp twak wat CNN en ABC en NSBC en al daai ouens, al die alfabet agencies en die alfabet media organisasies vir jou probeer daar sit. Moet oppas dat jy nie gebreinspoel word nie. Starlink is 'n militêre stelsel. Dit sal goed wees as die ANC dit nie hier implementeer nie, want dit gaan ons almal se data loop en tap. Nou is die feit dat hulle daarmee 'n revolusie wil stook. So ja, luister 'n bietjie na hierdie stukkie van Alistair Crook. Hy was 'n Britse diplomaat, hy het saam met MI6 gewerk, hy's 'n baie bekende man, en hy verduidelik vir jou mooi, die Iranese het iets reg gekry, hulle het reg gekry om Starlink se tegnologie te shut down. But it's over, and one reason it's over is the huge event that has taken place in the last 2 days, which is that Iran, with support from its friends, has the technology to shut down Starlink. The West has provided some 40,000 Starlink terminals, and they're up to 90% of these closed down. And I believe, I can't give you absolute surety, but also they have new technical means to identify the Starlink users, and they're arresting them.